Goeiemôre. Baie welkom vir julle vanoggend hierso. Kom ons raak rustig. Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Amen. Ek lees vanoggend Johannes 7, net 3 versies, 7, 8 en 39. Julle kan so langs dit gaan soek. Kom ons buig ons hoofde. Here, dankie vir u woord, u kosbare woord. Ek wil kom vra, Here, dat u ook in hierdie oggend een en elkeen se hart sal raak, Here. Ons almal het nodig dat u ons lewens aanraak en dat u voortdurend met ons bemoeienis maak, want ons weet ook u doen dit omdat u woord so sê. Dankie daarvoor, Here, en seën ook vanoggend die woord aan elkeen wat hier so sit, in Jesus naam, amen. Johannes 7, ek lees vers 37, so baie bekende gedeelte, veral vers 38, wat ook die tema is, op die laaste dag, die groot dag van die Hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep. As iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. En dan verklaar vers 39, 38, hiermee het hy na die Gees verwys. Want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die Gees ontvang, die Gees wat nog nie uitgestort is nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie. Tot so vers. Ek het die afgelope tyd, nie net nou nie, maar al 'n hele tyd gelede, of kom ons sê, al 'n paar jare, en ek dink baie van julle kinders van die Here is ook bewus daarvan. Bewus geword van die toestand in ons land in Suid-Afrika en van die toestand van mense in mense se huise. Baie keer weet ons nie wat aan 'n ander persoon se huis of in sy lewe aangaan nie. En ek dink ons bly ook, of leef in 'n tyd, nie bly nie, ons leef in 'n tyd wat, ek dink mense het baie onpersoonlik geraak, veral mense in groot stede. En in die platteland kry jy dit meer, dat die mense nog meer met mekaar, hoe sal mens sê, kuier. Ek sê nie ons kuier nie, met die bekendes nie. En het ons ook bewus geraak van die toestand van die kerk, en dis nie net in die gereformeerde kerke nie, dis ook in die Pinksterkerke. Nou toe ek op pad was van Brakpan Noord af op pad hiernatoe, toe sien ek by, wat sê die kerk hier, die lighuis, is dalk nie soveel karre nie. Is dalk nie soveel karre nie. En ten spyte daarvan dat ons leef onder die genade van die Here, dat hy lankmoedig en barmhartig met ons is, ons ervaar het in ons lewens, né? Sy lankmoedigheid en sy barmhartigheid, en dat hy ten spyte ook van my lewe, met die sonde natuur wat nog in my woonagtig is, dat hy geduldig is met my en met jou, en dat sy liefde vir ons as sondaars, wat hy vir ons kom bewys het aan die kruis, hier heers 'n gees van verslaandheid in ons land. En soos die woord sê, julle sonde het julle verstik. Ons as mens het so vasgevang geraak in sonde, dat baie van ons nie eens weet hoe om daar uit te kom nie. Mense, en ek praat nie van mense in die wêreld nie.
praat van kinders van die Here. Ek praat nie met die wêreld daar buite nie, ek praat met kinders van die Here. Hoe word ons daardeur verblind, né? Ons kan almal daarvan getuig, ek ook. En as gevolg daarvan sien ons baie keer nie die waarheid nie. Want baie keer verblind daai ou klein dingetjie my lewe. Dit is soos die woord sê, hulle sien, maar tog sien hulle nie, hulle hoor, maar tog hoor hulle nie. En as gevolg van hierdie geweldige sondelas in ons land, ek praat nie eens van al die sonde van hulle wat hom nie eers ken nie. Heers daar 'n gees van verslaandheid. Mense is mismoedig. As mense wat aan depressiwiteit ly. Baie mense se harte is so hard as gevolg van die toestand van hulle harte. As jy dalk vanoggend nie weet waarvan ek praat nie, wil ek julle graag vanoggend in die hand vat, 'n bietjie deur ons land lei, die gebeure van die afgelope dekades in ons geliefde land Suid-Afrika. En ek wil hê julle moet vanoggend hoor wat ek vir julle wil sê, want ek glo met my hele hart dat die boodskap wat die Here gegee het vir 'n baie lang tyd in my eie lewe afgespeel. En mag vanoggend se boodskap die Heilige Gees in jou kom optel en vir jou kom bemoedig, jy wat bely dat jy sy kind is. Hierdie is 'n boodskap wat diep binne in my eie hart ontstaan het. En daardie saadjie het ontkiem en vrug gedra. Dit wat ek vanoggend vir jou wil deel is iets dieps, iets vaste kos. Mag sy Gees dit aan elkeen van julle openbaar. Romeine 5 vers 3 tot 5. My en Trisha, een van ons groot gunsteling gedeeltes in die Bybel. Dit is egter nie al nie, ekskuus, ek lees die ou vertaling. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het uitgestort. Is jy vanoggend mismoedig? Of dalk beswaard? Het die lewe dalk vanoggend vir jou te veel geword? Is jy vasgevang in jou verlede en jou omstandighede? Is jy vasgevang in sonde in jou lewe? Baie keer, ek het dit in my eie lewe ervaar, dat ek kan dink 'n dingetjie is nie sonde vir die Here, of ek kan dink dit wat ek doen is reg. Maar dan kom God deur sy Gees en deur sy groot genade, en wanneer jy reg is en op die regte geestelike vlak in jou lewe is, dan kom wys hy daardie dingetjies vir jou uit. Dalk het jy al baie gefaal in die lewe. Dalk is jy iemand wat op 'n punt in sy lewe gekom het wat ek weet nie meer om op te staan nie. Want alles het net te veel geword. Hierdie boodskap is vir jou. En ek wil vir jou vanoggend sê, daar is hoop.
om by die hoop uit te kom is daar swaar kry. Met swaar kry bou karakter. En dan loop ons deur hierdie hele proses in jou lewe, en soms laat die Here toe, en ander kere probeer ons op ons eie, net dalk weer om jou kop te stamp, en tot die besef te kom. Sonder hom kan ek nie voortgaan in die lewe nie. Baie het ek in my eie lewe my kop telke male gestamp. Is dit nie so waar in ons eie lewens nie? Soms ervaar ek somer in my geestelike lewe, en ander kere ervaar ek lente of winter en herfs. Soms hoor ek die stem van die Here, ander kere moet ek vanuit daardie stilte leef, want God is stil. Ons moet leer om die stem van die Gees van God te hoor. Selfs wanneer daar die stilte daar is. Leer om altyd in die goeie en die slegte tye, moet ons leer en weet, hy is daar. Dis nie vir my en vir jou om die omstandighede te bepaal nie. Nee, dit is vir my en vir jou om die Here toe te laat om deur die omstandighede met ons te werk. 1960 Julle almal is al vertroud met wyle Dr. Willie Maree. 1960, weet nie wat sy gemeente in die preek, Oom Willie, ek weet nie oor wat sy gedeelte hy gepreek het nie, maar hy het die volgende gesê: as die Afrikaner hom nie ten volle tot die Here bekeer nie, gaan die Here die land van hom afskeer. 1960. 1990 sit ek in die Bosmanstraat NG Kerk daar in Pretoria. Die Bosman jeugtuiste is net langs die NG Kerk gewees. En hoor ek oom Willie Maree presies dieselfde woorde uiter. As die Afrikaner hom nie gaan bekeer nie, gaan die Here die land van hom afskeer. En oom Willie se woorde het waar geword. As ek dink aan die verkeerdhede wat die wit mense in die verlede aan ander kleuriges gedoen het, meer spesifiek swart mense. Ons kan dit nie ontken nie. So weet ek ook van wit mense wat goed gedoen het aan swart mense in die verlede. En nog steeds is daar ook wit mense wat goed doen aan swart mense, en ek dink anders en ek glo andersom ook. So weet ek ook van die verkeerdhede en die diskriminasie wat daar teenoor die land, teenoor vandag, teenoor die minderhede waarvan ons deel is, vandag. Dat voorheen benadeeldes werk kry, waarvoor hulle nie opgelei is, en ook dalk nie die nodige ondervinding het nie, die dinge gebeur. So weet ek ook, word mense van die wat voorheen in die vorige bedeling wat in die militêre posisie gesit het, gestraf was vir hulle verkeerdhede wat hulle begaan het in die apartheidsjare. Ek het nou die man vergeet daarvan, Pretoria daarvan die hondeeenheid. Dan word die huidige bedeling se mense in die militêre posisie nie gestraf vir hulle misdade wat hulle in die verlede gepleeg het nie. Ek praat nie vanoggend politiekie. Ek praat vandag vir julle die waarheid. Wit mense wat aansoek doen vir werk,
wat goed gekwalifiseer is vir die werk, maar nie die werk kry omdat sy velkleur verkeerd is. Ons hoor en ons lees daarvan en ons weet van mense wat ons dalk ken of familielede met wie dit gebeur het. Ons bly in 'n demokratiese land waar almal reg het. Tog is daar 'n mense se reg wat vandag nog steeds van hulle ontneem word. Maak nie saak wat se kleur nie. Wit, jong, briljante studente wat nie kering kry aan die universiteit omdat sy velkleur verkeerd is. Swart mense wat in die verlede gedood is, geslaan is, wat geen reg as mens gehad het nie. So kan ek aangaan met die omstandighede in ons land, en ek het vele dinge in die verlede genoem, en ek het vele dinge genoem wat vandag nog steeds aan die gang is. 'n gees van verslaandheid heers onder ons mense. En die een gun die ander een nie die son om op haar te skyn nie. Wit, swart, wit teen wit, swart teen swart. Die een gun die ander een nie die son skyn nie. Die stakings en geweld wat ons land se ekonomie lam lê en skade bring in voorspoed wat daar eintlik moes gewees het vir almal. Geboue wat teen miljoene rande opgerig was, word verbrand. En dan moet daar weer geld uitgegee word om dit reg te maak. En so kan ek aangaan met hierdie lys van negatiewe dinge, depressiwiteit. Daar heers 'n gees van verslaandheid in ons land. As gevolg van sondes wat nie gewas is in die bloed van die lam nie. Ek herhaal dit weer. Daar heers 'n gees van verslaandheid in ons land. As gevolg van sondes wat nie gewas is in die bloed van die lam nie. As ek maar net kyk na die sportgebeure in ons land, dan sien ek die neerslagtigheid het ook 'n baie groot effek op ons sport. Dis waar. Sonde op sonde word opgestapel. Maar niks daarvan kom by die kruis. Het jy dalk as kind van God in jou verlede gedelf? Dalk is hy iets in jou verlede, het jou vir die Here gevra. Wat staan tussen hom en jou? Wat maak skeiding tussen hom en jou? Ek hoor foute maak het plek gemaak vir sonde. Ons almal maak foute, word daar gesê, en ons moet net die foute korrigeer. Belydenis doen van sonde en afstand doen van hierdie sonde is nie meer regtig 'n woordeskat wat ons onder kinders van die Here vind nie. Daar heers 'n gees van verslaandheid in ons land. Ek het iets wonderliks in mense gesien, wat nie die volle gebruik van hulle ledemate het nie. Maar ten spyte daarvan probeer hulle uiterste bes. En ek het dit al op sportgebied ook gesien. Hulle moes hard werk om daar te kom en het 'n sukses daarvan gemaak, en ek sê nie daar is ouens wat gebruik het van hulle ledemate wat nie hard werk ook om 'n sukses daarvan te maak nie. Daar is uitsonderings.
Dan dink ek weer aan die woorde van Paulus, swaar kry, kweek volharding. Volharding kweek egtheid van geloof, kweek hoop, en die hoop is skaam nie. As ek so in die strate van Brakpan ry, so by die robots of by die stopstrate, maar veral by die robotstop, dan sien ek mense wat opgegee het op die lewe. Julle het dit al gesien. Wit mense wat opgegee het op die lewe. Nie kan sien om hulle beste te gee nie. Jong mense wat op skool die geleentheid het, maar nie alles gee nie. Daar heers 'n gees van verslaandheid in ons land, as gevolg van sondes wat nie gewas is in die bloed van die lam nie. Want God maak vry. Hierdie bose kringloop van dinge in die verlede wat begaan is teenoor swart mense, en nou weer net op 'n ander manier op die minderheidsgroepe ook plaasvind. Hierdie bose kringloop van sonde, waarin so baie mense vasgevang is. 'n Land waar demokrasie heers. En 'n land waar daar geen oorlog is nie, maar ek weet nie of julle geweet het nie, dalk is daar van julle wat dit weet, dat die aantal mense wat daagliks in Suid-Afrika sterf, presies dieselfde is 'n land wat in oorlog getuister is. 'n Gees van verslaandheid. Ek was een van die wat destyds militêre diensplig gedoen het. En 'n gedeelte van my diensplig op die grens uitgedien. 2 jong vriende, sal ek nou sê, wat, of nie eintlik vriende of ouens wat saam my diensplig gedoen het, op die ouderdom van 20 hulle lewens verloor. My eie neef van die dood afgestaan, toe hy sy militêre diensplig gedoen het. En toe ek op universiteit weer gaan studeer het ons juis oor hierdie dinge gehandel, want glo dit of julle nie, of glo dit of julle dit nie wil glo nie. Glo dit of glo dit nie. Daar's ouens wat destyds in die grensoorlog was, wat met bagasie in hulle lewens sit. Dis 'n absolute werklikheid. Ek was op 'n stadium kwaad vir die vorige regering, die apartheidsregering, want hoekom moes ons as jong manne veg? Het selfs hulle lewens gegee. En baie van hulle vra ook die vraag, maar hoekom? Hoekom moes ons veg? Ander kere praat 'n mens dalk nostalgies oor die grensgebeure. Ek het ook op 'n stadium ook so gepraat. Jong manne wat hulle lewens gegee het en tog het die politieke klimaat verander. Heeltemal verander. En so kan ek aangaan. En het die Here sulke persone ook op my pad gestuur. Manne wat gesukkel het met dit wat met hulle gebeur het. Ek het gesien die stikkend wees wat oorlog gebring het. Daar heers 'n gees van verslaandheid in ons land as gevolg van sondes wat nie gewas is in die bloed van die lam nie. Slim mense sê ons moet die foute regmaak. Niemand het gesê ons moet die sonde bely nie, ons moet die foute regmaak. Mense kom nie meer onder sonde oortuiging nie, dis net foute. En dit is vir my hoe goedkoop sonde geword het.
Die kruis het goedkoop geword. Dit word in die skadu gestel. Jy kan nie meer teenoor mense diskrimineer, want dit is polities nie reg nie. Jy kan nie meer 'n kind dissiplineer in liefde nie. Want die slim mense sê, jy berokken daardie kind ongelooflike skade. Foute regmaak het plek gemaak vir sonde en die belydenis daarvan. En dit wat hy dan vir ons dan aan die kruis gedoen het, so min geword, dat ek maar net bloot hoe foute te reg te maak. Mense bely sondes so oor die algemeen. En hy wys nie vanoggend vinger na jou toe as ek dit sê. Maar dis dalk in die ding waaraan jy gewoond was. Jy dalk nie altyd gehoor dat as ek verkeerd teenoor 'n ander een gehandel het, dan sê ek, Here, ek bely my sondes nie. Jakobus 5:16 sê, bely mekaar julle sondes, sodat julle genees kan word. As ek kwaad gespreek het, of ek het iemand anders onreg aangedoen het, gaan maak reg. 1 Korintiërs 9, Paulus skryf daarvan, van die gebruik van die nagmaal. Ek wil vir jou vanoggend vra, het jy al vrygekom van jou verlede? Het jy al sonde genoem by die naam? Ek het my sonde by die naam genoem. En ek doen dit vandag nog steeds as ek verkeerd gedoen het. Daar is 'n gees van verslaandheid in ons land. Die Hugenote het destyds vir hulle geloof uit Europa gevlug na die suidpunt van Afrika en die evangelie hiernatoe gebring. Dra ons nog die evangelie uit wat hiernatoe gekom het. As die Here vanoggend met jou gepraat het, ek gaan vir ons gebed doen, ek gaan nie uitnodiging maak nie, ek gaan nie hande vra nie. Ek gaan net oor toe vra. Net daar waar jy sit, gaan ek vir ons 'n gebed doen. Kom ons sluit ons oë. Here, ek glo vanoggend was daar 'n teerpuntjie aangeraak. Dat ons kan so maklik sê, maar ek is reg. Ek doen nie daardie dinge, of ek het nie daardie dinge gedoen, of ek het dit nie meegemaak, dalk het jy nie. Maar jy sit dalk iemand vanoggend wat dit meegemaak het, en wat vandag nog steeds saam mee sit. Jy sien elkeen vanoggend, of al is dit vanoggend net een, sien nie raak, Here. En my hartsgebed is, dat U daardie een se verkeerdhede sal kom was met U kosbare bloed. Sal kom vrymaak van 'n verlede, van dit wat my vashou, dit wat my gevang hou. En ek weet ook, Here, dis 'n woord wat vir 'n afgelope tyd nie meer gebring word nie. Ek praat nie net van ons kerk en Brenters, ek praat van oor die algemeen. Want ek sien en beleef Vrydag, as ek met kindertjies werk, wat uit gebroke huise kom.
sien as daar iemand sit wat by my in die studeerkamer sit met 'n gebroke lewe. Ek is ook 'n gebroke mens. Wat ek dank die Here deur sy bloed kom heel maak het. En ek weet, hier sit vanoggend ook van u kinders wat ook gebroke is, en heel gemaak is deur u kosbare bloed, omdat hulle u verlossing aanvaar het vir hulle lewe, vir hulle sonde. Dankie daarvoor, Here. Seën ook vandag, Here, daar waar ons huis toe gaan, en gee dat ons as u kinders die dag mag geniet. In Jesus naam, amen.